Hallo, ek is Ilse Marie. En ek is Christy de Beer. Dit is nog steeds Sam's podcast. Op Running Will France website. Sy, ek swoon nog so 'n bietjie. As my wat. Jy wat tog so 'n bietjie? Ek swoon. Swoon. Ja, dis is 'n mooier manier om te sê ek nog op 'n wolkie. O, hoekom is jy op 'n swoonie wolkie? Want ek het gister die voorreg gehad om vir Gerard Butler en Aaron Eckhart in dieselfde studio te wees vir soos 45 minutes en hy het my gekillie. Gerard Butler. Ek wou gesê die dude van I'm 3 gonna jaar own het that. jou gekillie en jy het oorleef. That's it. Wel, oorleef is 'n relatiewe term. Is dit? So ja, ek sê nog bietjie ek so op 'n wolkie nommer 9. By the way, ek gaan check die movie uit. Olympus Has Fallen, skop skiet en donder. Fucking fantastic. Nice. Loved it. So is 'n bietjie weg van die hele PS I Love You vibe vir Gerard Butler. Ja. Nice. Aansien. Was dit terug by die musiekstaf wat saak maak Yes. eintlik? Ek is 'n baie groot voorstander van digital downloads van stuff. Ek glo die tyd vir CD's het gekom en gegaan, dit is oor en verby. Which is sad. Nie regtig nie. Nee, dit is aan die een kant. Jy weet tegnologie het te ver gegaan. Jy weet daar's soos MIF, nee, jy weet rot wat net op CD's groei. Dis nie eens 'n figure, dis letterlik so. So CD's het hulle aanvanklik gesê it's the indestructible storage system. Screw dit. CD's vrot breek, MIF en krap. Digital is the way to go. En Engeland het onlangs gesien die 1 biljoenste. Nee. Korreksie, ekskuus, daar sê 'n biljoen nie. Die 1000 miljoenste. Nee, 1 miljard. There we go. 1 miljard downloads gehad. 1 billion in downloads. UK. Digitally. Ek wil nie graag nou as ek praat van series, ek wil graag weet hulle moet vir dieselfde tydperk vat wat hulle hierdie begin meet het en CD verkope vat. En ek wil net graag die statistiek sien Ek kan jou korrek nou daar freaking taal natsie. Daar bestaan nie iets soos 'n CD nie. Dis 'n LS. Laser skyf. Okay. Die laser skyf verkope wil ek graag sien teenoor die 1 miljard aflaaibare musiek wat gedoen is in Engeland. En keep in mind, hierdie is legal downloads gewees. Yes. Vandat dit in 2004 begin het, was daar en dis is fisies verkoop, weet, Ja. so is nie free shit nie. Het hulle kom ons check die top 10 bereik. Wil jy weet wat is die top 10? Okay. 'n Groot klomp kak. Meerendeels. In die 10de plek, Price Tag van Jessie J. 9, ek sien nog 'n nice song, Just the Way You Are van Bruno Mars. Dis 'n nice song. Ja. 8ste Party Rock Anthem van LMFAO. Okay. 7 Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. 6 Sex on Fire van Kings of Leon. Woohoo! Uiteindelik musiek. 5 We Found Love van Rihanna featuring Calvin Harris. The 4 I Got Speaking a of Feeling. which, sy kom Suid-Afrika toe. By the way. Never mind. Why does Rihanna come to South Africa? Beats me. En 4de plek, I Got a Feeling van Black Eyed Peas. Ja. En elke tweede troue en partytjie in die hele wêreld is dankbaar daarvoor want dit is van moet begin. Derde, Somebody That I Used to Know van Coachie featuring Kimbra. Dit moes gewees het. Dat song was huge. Die Bubble Black Sheep liedjie. Ja. 2 Moves Like Jagger, Maroon 5. En 1 Someone Like You. Wow, dis Adele. odd. Wel, sy Dit is is groot songs gewees, I get it, but it's Maroon 5 featuring Christina Aguilera, really? wel, die beste quote daarvan dit kom van Martin Talbot af. Hy is die official charts company managing director. Hy het getuned the explosion in download sales over the past 9 years means we are genuinely now living in the digital music age with Adele as our queen. Well, true that, sir. Maar sy verdien dit. Sy's 'n goeie artist. But speaking of England and the UK, ek het my hart het gaan stil staan vir so 'n oomblik toe ek dit gehoor het. Maar vir die heel eerste keer headline Rolling Stones Glastonbury Festival. Weet jy wat ek sal gee om daar te wees? Your virginity. If I still had it. Yes. It would have been amazing gaan dit wees. Die Ek heel kan net eerste keer indink. ooit. Wel, never mind dit. Hulle is onlangs aangekondig ook dat hulle speel by Hyde Park. Gesê? En die beste was toe hulle die Hyde Park show aangekondig het en die ticket sales oopgemaak het. 65,000 kaartjies in 3 minute verkoop. Ja, so Suid-Afrika wat altyd so moan oor kampie ticket en hoe kyk so vinnig uitverkoop. Yes, it can. Kompie ticket sou nie gekoop het met dit nie. Maar There ek is sê no way. just saying. Maar hier's die nice ding oor hoe hierdie konsert gaan werk. Ja, kyk, hulle het basies 2 tipes kaartjies. Ja. Jou hospitality suites wat is vir £300 gaan Baie geld. en dan jou normale kaartjies vir £95. Yes. Maar Die coolste hiervan is, paar van die mense was bekommerd nou, jy het angst daar nou spesiale mense wat £300 betaal, gaan en nog die show kan sien, gaan die mense nie die view blok nie. En
hierdie love ek, so seriously. Die event se promoter, Rob Hallett, het getune en hier's wat die band gesê, Rolling Stones het hierdie gesê. And I quote, "The band wanted the regular ticket holders to be right at the front of the stage, staring at the whites of their eyes, not 200 yards away. The people who have coughed up for hospitality packages will get looked after in a way they have never known before. But when the doors open, if you can run faster than the next guy, it will be like any other general admission gig. You will get down front." Dis hy, ek sou nie impressed daarmee gewees het as ek nie kon heel voorgestaan het nie en ek het £300 vir 'n kaartjie betaal. Maar dit is maar soos wat enige festival seker maar werk. Kyk, nee, daar's die Golden Circle shit, die hospitality suites sit in boksies buitekant en dan check dit van bo af. Jy gaan met boer mense moet trap om heel vooruit te kom. Dis is old school en die tyd voordat ons besluit het net ryk mense mag naby aan die stage wees. Maar gigs wat in Suid-Afrika gebeur waarvoor jy nie £300 hoef te betaal nog nie. Kaapstad, Kings Bay Brass Bell 14 April. Ek het hulle gemis. Wanneer laas het hulle gespeel die boer? Ek het die hele van Fantasties ongelukkig gemis. Wel ook in die Kaapstad omgewing as jy in die lieflike dorpie van Tulbagh uitkom. It's beautiful, is net aan die kant Ceres. Ja. Speel Albert Frost en vriende by Bravo, Vrydag die 12de. Dan terug in Johannesburg, LA Cobra en dit was interessant. Ek en Chris is van, wat? Hierdie band bestaan nog. Doen, Don Cobra bevoegde naast braaf. Hulle speel by Crossroads in Boksburg die Saterdag die 13de. En dan skiet ons deur Pretoria toe, Café Barcelona uit vir Andra, Vrydag aand die 12de. En dan groot partytjies by Arcade Empire, want hulle word uiteindelik 2 jaar oud. Ons gaan nie vir jou veel geluk sing nie, don't even think about it. Ek het net vasmaak om te doen. Dit is my die Vrydag lekker klomp rock band, Zebra and Giraffe, Bitter Einde, Wrestler Race. En Chrissy, jy wil hierheen genoem het? Ek moet dit net sê, ek het geen idee wie hierdie ouens is nie. Dalk is ek net verkeerd, maar come on. Met die naam soos Love Glove Pyrotechnics. Dit kan net awesome wees. Maar Saterdag continue die party met klomp DJ's. Ja, daar's twee DJ stages en so, maar veel sal ek Arcade Empire van het julle geskuif het, Grove, Mall se kant toe, venue 10 keer beter geraak, groter, meer parties, dit is epic. Ons hoop iemand bak vir hulle koek. Kom ons bak vir hulle koek. Ek kan. Ilse-Marie, jy kan ons 'n mooi koek bak. Ek kan 'n Pillsbury bokskoek doen. Like that's how in die tuisnywerheid oor kan die pad. Ek kan flapjacks maak. That is as close as it's gonna get. Ek sal 'n foto print van 'n koek en vir julle gee, right? Maar 'n ander groot gigs wat natuurlik ge-announce is, speel ek terug Cheval, speel die 31ste Mei by Grand West, 2 Junie by Grand Top Arena in Johannesburg en it's sold out. Wel, daar is nog kaartjies oor vir die Kaap, maar Joburg se sold out. En weet jy hoekom het so vinnig gegaan? Grand Big Top Arena, 5000 seater. It's very small. So miskien kan jy nog 'n ander kaartjie sneaky ergens te reël. Dalk verkoop mense dit op Gumtree of wat ek al weer vir 'n ridiculous prys. Maar as jy wil wees, ek gaan nou wees. I'm not going to miss it for the world. It's going to be fantastic. Cool. Alles met jy afleef Kaapstad toe. Jy kan dit altyd doen. Ek weet David Kaapsmoor. Oh, by the way, het gou vinnig gepraat oor tickets wat sold out is. Ja. Strap Festival. Ek het so 'n voeltjie oorvlei dat wel, dis 'n official voeltjie nou. Yes. Al die kaartjies is uitverkoop vir Strap. En dit gaan amazing wees. Dan die ander band wat of course ge-announce is 5 Gum Experience, The Cooks. Ek love hulle. Ek vrak oor hulle. Baie mense moan oor hulle. Ek love hulle. Wel, die opening acts, December Streets gaan so lekker inpas by hulle vibe. Lekker Tristan. The Stellas. Yes. Nou die datums is ge-announce. 19 April vir Johannesburg, 20 April vir Kaapstad. But I was confused hoe 5 Gum Experience actually werk. En vir die eerste keer het hulle my aandag getrek. Toe hulle vir my sê, "Ooh, ons bring die koeks, ons bring die koeks." O, en toe wil jy kaartjies koop. Toe wil ek kaartjies uitvind. Jy kan net kaartjies wen. That's it. Jy kan inskryf. As jy die podcast vinnig genoeg luister, sal jy nog genoeg tyd hê, want dit sluit vanaand middernag om in te skryf. En vanaand being om kaartjies te kan wen om die koeks te gaan kyk. So hopelik kry ek hierdie podcast uit voor môre. Hopefully. But you can't buy these tickets, so moenie eers vra nie. Ja, gaan na hulle Facebook page toe, daar's 'n link wat jy op kan klik om in te skryf. En die beste is hulle gaan die venue eers announce wanneer hulle klaar gesê het jy het 'n kaartjie gewen. Yes. Dit lyk vir my of jy meer as een kaartjie dalk kan wen. Ek hoop so, ons kry 'n bietjie kakkerig om alleen na 'n party. Ja, jy wil net nie doen nie. Maar anyway, dan ons musiekvideo is ook gehad gereset hierdie week. Nou, ons het al bespreek oor alles wat mal is van Nevels Fantasies. We gave our opinions. En ons sê ons is nog steeds lief vir die Hewels vir al hulle ou stuff. Kyk, kom ek stel dit so. Ek's bly hulle het in mainstream ingebreek because that's what they do now. Verstaan hulle tree by al die mainstream Afrikaanse mainstream festivals op. Dis groot geld, dis waar die geld lê. So good on them for that. En hulle kry baie radio play
baie radio play commercial stuff. Maar ek mis hulle. Ek mis Jerry en Kool Jewels. Alles wat mal is, it's boring. Daar's Ek nou sal dit weer sê. En die ding is wat vir my hart sê is daar's 'n moeë debat daaroor. Want ek sê en Christus stem saam met my toevallig hieroor dat alles wat mal is vir my verskriklik boring. Skus Jewels, I love you dearly, but that's the truth. Maar dan kry jy ander mense wat groot fans is wat sê nee, dis 'n amazing album. Hoe kan jy dit sê? So dis 'n moeë debat. Ek dink ons Op hierdie baie stadium. doodmaak nou en besef dat Jewels is nie meer 'n band nie. Hulle het toevallig 'n paar mense met instrumente op stage. Maar honestly as jy gaan luister na die album, jy kan net so al die musos afval en net 'n track speel. Okay, so hulle het 'n nuwe video gerelease, Ja, dis musiekvideo. Wat Rofstweer of so iets. Ek kan nou nie Ja, onthou. dis iets van Kom Rofstweer. ons Google dit. Maar ons sal die video hieronder sit en honestly, ag dis 'n baie cute videoetjie, maar amper so boring soos die song. The song is boring. Maar daar's mense wat soos uitfreak oor die video. Wat is dit ek sê? Dit is hierdie raging debate. Maar dan kry jy nou die verskil is, nê, dan gaan kyk bietjie op die YouTube channel. Die comments wat negatief is mense met cool name. Dan kry jy en dis is net dan kry jy die een ouetjie wat soos ek weet nie Pieter Hermanus, Jan Hendrikus van der Merwe wat sê dit is pragtige musiek en 'n ou gat video. Ja. Sou jy ooit gesê toe Jewels uitgekom het met Lia, dit is 'n ou gat? Nee, jy sou nie. Nee. Hulle fanbase het verander. Maar genoeg daarvan. Maar dis okay, hulle maak Soos- geld, hulle het no, that's what every artist wants to do. So kry daarvoor gaan. Sal vir die video wys. Ja. En sê vir ons of ons so Miskien stupid. as jy sukkel om te slaap, 'n bietjie insomnia, kan nog die video kyk of dalk luister net die song. Hey, kom ons hou op die Jewels dis want hulle is ten minste We nog love you. nice band. Yes. Met 'n ou stem. Dan 'n ander band wat ook 'n nuwe song gerelease het. Dit was nou die dag gewees. Queens of the Stone Age. Love die band. Hulle hele met Suid-Afrika toe kom. What's 'n awesome song as well. Love it. Love it, love it, love it, love it. My God is the Sun. Ons gaan ook die linkie opsit. Check it uit as jy 'n fan is. Somewhere between 30 Seconds to Mars and Foo Fighters. Ja. If you're a fan of that type of 30 music, Seconds to Mars Foo Fighters met so 'n klein bietjie dieselolie ingegooi. you know, somewhere along that. Kry mense Love soos it. dieselolie. Die Celine, miskien dink jy aan Lori Karag se liedjie. I'm not sure. Nee, ek dink meer in die konsep van spitballing here. ek sal honestly hierdie Queens of the Stone Age, veral hierdie laaste song, ek kan sien hoe luister 'n mechanic met butt crack en soos vuil grieserige hande daarna en volk uit op dit. Love it. Dis Love awesome love tune. die song. Ons hoop ons sien hulle binnekort in Suid-Afrika, nudge wink wink. Skim vir enige iemand van Hilltop wat luister. Raai dan ouer gewoonte. Ja. Ek hou van daai woord, ouer gewoonte. Ja, for real nou, ons doen elke week vir ons gee ons vir julle 'n tweet of the week. Hierdie week kom hy in die vorm van Garth Barnes van Crash Car Burns. Very random. Can I just say this? There's no point to this tweet, but it's random. Exactly. Geen punt whatsoever. Ek dink dit is klein bietjie ironies dat dit van Crash Car Burns, ek sien 'n koneksie. Dis maar die lees om vir ons in jou pragtige stemmetjie. There's something extra pimp about a wooden steering wheel. How random is that? Ek soek nou 'n wooden steering wheel in my Ja. Corsa bakkie. Wat om te pimp, hè? Anyway, baie geluk aan Tikkies wat vir Maties geklop het in die eindstryd. Maties het nie geweet of baas bo, onder, links, regs, nowhere nie. Tiks deurgeloop. So well done vir hulle. Tiks of niks. Ek het gewoon maties wil polisie toe gaan om rypklagte te lê. Ooh, that's a bird. I know. That's Anyway, a tot bird. volgende week. Ons sien uit daarna weer vir julle kak te praat. Tata.